welkom by dag 7 van ons Spreuke studie. Ek is so bly jy is vandag weer saam met my. As hierdie daaglikse oordeenkings jou bemoedig en jou help om nader aan die Here te groei, onthou om op die kanaal in te teken en die kennisgewing klokkie te druk sodat jy nie die volgende episode misloop nie. Kom ons lees vandag se skrifgedeelte, Spreuke 7 vers 25 uit die boodskap. Moet nooit agter haar aanloop nie. Moet nooit na haar huis toe gaan nie. Een van die dinge waarvan ek die meeste hou in die boek Spreuke, is dat God ons nie net leer hoe om weer op te staan nadat ons geval het nie. Hy leer ons hoe om gevaar betyds raak te sien voordat ons ooit daarin beland. In Spreuke 7 vertel die Spreuke skrywer die verhaal van 'n jong man wat stadig maar seker in versoeking instap. Hy het nie een oggend wakker geword en besluit om sy lewe te verwoes nie. Dit het begin met klein keuses wat hom al verder van God se wysheid afgeneem het. Dis presies hoe versoeking gewoonlik werk. Dit lyk selde gevaarlik. Dit lyk dikwels aantreklik, onskuldig of selfs heeltemal aanvaarbaar. Daarom waarsku die Spreuke skrywer ons eers oor ons harte. Want lank voordat ons voete van God se pad afdwaal, het ons harte gewoonlik reeds begin wegdryf. Hoewel hierdie hoofstuk spesifiek oor seksuele versoeking gaan, geld die beginsel vir elke deel van ons lewe. Versoeking kan wees om bitterheid vas te hou, om onsself met ander te vergelyk totdat ons alle tevredenheid verloor, of om so besig te raak dat ons verhouding met die Here stadig na die agtergrond skuif. Soms beteken dit om klein kompromieë te maak omdat ons nie anders as die wêreld wil lyk nie. Die vyand vra selde dat ons sommer net alles moet prysgee. Hy nooi ons eerder uit om klein treetjies weg van God af te gee totdat ons skaars agterkom hoe ver ons gedryf het. Daarom is wysheid so kosbaar. 'n Wyse vrou leer om versoeking raak te sien terwyl dit nog by die deur klop. Wanneer ek aan die Spreuke 31 vrou dink, sien ek nie iemand wat net probeer het om nie verkeerde dinge te doen nie. Ek sien 'n vrou wie se hart volkome aan die Here behoort het. Haar verhouding met God het haar besluite gevorm. Sy het geweet dat elke klein keuse besig was om haar karakter te bou. Dis presies hoe God vandag ook in ons werk. Om 'n moderne Spreuke 31 vrou te word, gaan nie daaroor om volmaak te wees nie. Dit gaan daaroor om elke dag nader aan Jesus te leef. Hoe meer tyd ons in sy woord deurbring, hoe makliker begin ons die dinge herken wat ons harte van hom probeer wegtrek. En wanneer ons wel struikel, wag sy genade reeds om ons op te tel en terug te lei. Ek wil jou vandag met een eenvoudige vraag los. Wat is besig om die grootste invloed op jou hart uit te oefen? Is daar iets wat ongemerk jou aandag van die Here af wegtrek? As die Heilige Gees vandag iets in jou hart uitwys, moet dit jou nie moedeloos maak nie. Sien dit eerder as 'n bewys van sy liefde. Hy wys dit uit omdat hy jou nader aan hom wil trek. Elke keer wanneer ons kies vir God se wysheid eerder as die wêreld se stem, vorm hy ons al meer na die vrou wat hy ons geskep het om te wees. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat U my so liefhet dat U my waarsku voordat ek afdwaal. Dankie dat U my elke dag deur U Heilige Gees lei en vir my die wysheid gee om versoeking betyds raak te sien. Help my asseblief om my hart sorgvuldig te bewaak en om altyd U stem bo alle ander stemme te kies. Gee my onderskeiding om klein kompromieë raak te sien en die moed om gehoorsaam aan U te bly. Vorm my elke dag meer na die beeld van die moderne Spreuke 31 vrou, 'n vrou wie se hart heeltemal aan U behoort. Mag my lewe U in alles verheerlik. In Jesus se naam bid ek. Amen. Baie dankie dat jy vandag saam geluister het. Ek sien uit daarna om jou môre weer hier te ontmoet vir nog 'n dag van God se wonderlike wysheid in Spreuke.